Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou. Nou hierdie week bou ons stadig maar seker op 'n eenvoudige maar 'n kragtige waarheid. En dit is dat God se woord is die finale maatstaf vir alles wat ons glo. Nou ons het gesien hoe maklik mense verward raak wanneer profesieë en vreemde leringe rondgaan en hoe belangrik dit is om elke boodskap te toets. Maar Johannes se waarskuwing van gister se oordeenking, bring ons vandag by die volgende stap, om nie net te toets wat ander sê nie, maar om self die woord van God te ondersoek. Daarom lees ons vandag hierdie inspirerende vers oor die Bereane in Handelinge 17 vers 11. Kyk gou wat sê Lukas wanneer hy skryf. Die Jode in Berea was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het die boodskap met groot gretigheid ontvang en daagliks die skrifte ondersoek om te bepaal of wat Paulus sê die waarheid is. Geliefde, wat 'n ongelooflike voorbeeld van geloof en volwassenheid. Paulus, die groot apostel self, het vir hulle gepreek. Hierdie man is magtig, hy het so goed gepraat en hy was so kundig en so wys. En tog, hy het nie net gesê, as Paulus dit sê, moet dit immers die waarheid wees nie. Nee, hulle daagliks, nadat hy gepreek het en die dinge gesê het wat hy gesê het en hulle het gehoor, het hulle gegaan en die skrifte gaan ondersoek om seker te maak. Dis wat ware geestelike volwassenheid lyk, of ten minste hoe ons reg werk met God se woord. 'n Geloof wat luister, maar ook ondersoek. Die Bereane was nie rebels nie, hulle was honger vir waarheid. Hulle wou nie net hoor wat iemand sê oor God nie, hulle wou self hoor wat God sê. En dis die hart van gesonde Bybelgebruik. Wanneer jy en ek die Bybel lees, vra ons nie net, wat sê hierdie vers oor my situasie nie, vra eerder, wat sê hierdie vers oor God se karakter, oor sy hart en oor sy plan. Die Bereane het nie die woord gebruik om argumente te wen nie, hulle het dit gebruik om hul geloof te verdiep. Hulle het nie probeer bewys dat Paulus verkeerd is nie. Nee, hulle het net seker gemaak dat die dinge wat hy sê en wat hulle hoor, dat hulle reg verstaan, dat hulle God reg verstaan. En dis die uitnodiging vir ons vandag, om daagliks met gretigheid en met eerbied die woord van God oop te maak en te ondersoek. Dis wat die uitnodiging is. Nie omdat ons iemand wantrou nie, maar omdat ons God se stem eerste wil hoor. Dis hoekom ons die Bybel oopmaak en ondersoek. So ek wil jou uitdaag, ek wil jou vra, hoe gereeld ondersoek jy die skrifte self? Eerder as om net op ander mense se verduideliking staat te maak, nee? En soos ek reeds gister gesê het, jy kan 'n video oopmaak op YouTube en vandag is dit die beligting is mooi en die musiek saam met dit is indrukwekkend en die kommunikeerder is, hy druk sekere emosies, nee? En dan voor jy ooit vir jy vat slaafs wat jy hoor. Nog 'n vraag is, watter areas van jou lewe vra vandag miskien vir 'n vars begrip uit God se woord? Wanneer jy iets hoor wat nuut of vreemd klink, is jou eerste reaksie om te glo, of is dit om net te ignoreer, want jy het sinies geraak en jy stel nie meer belang om enigiets te hoor nie, of is dit om die Bybel oop te maak, want dit is wat ons moet doen. Geliefdes, die Bereane het vir ons 'n padkaart gegee vir geestelike volwassenheid. Wees gretig om die woord van God te hoor, wees nederig om dit te ondersoek en wees gehoorsaam om God se woord toe te pas. In 'n wêreld waar soveel mense praat oor God, mag ons die wees wat met God praat deur sy woord. Want die enigste manier om nie verlei te word nie, is om gewortel te bly in die waarheid wat nooit verander nie. En daai waarheid is God se woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir u liefde, u betrokkenheid in ons lewens en dankie vir die woord. Dankie vir die voorreg wat ons het om alles wat ons hoor te kan meet en te kan weeg teen die woord van God. Here, soms lees ons die woord, ons verstaan nie altyd alles wat ons lees nie. Daarom moet ons tyd spandeer en ons moet ondersoek. En ek vra vir elkeen wat vandag hierdie oordeenking luister, wanneer ons hoor dat ons moet ondersoek, ontwikkel by ons 'n gretigheid om dieper in te gaan en 'n nederigheid dat wanneer ons nie alles verstaan nie, net te besluit ons gee op maar eerder dat ons wil aanhou soek en aanhou indruk in God se woord. En Vader, so ek vra vir meer genade wanneer ons die woord oopmaak en dat u ons sal ook omring met mense wat net so 'n passie het om die waarheid van God se woord te ontdek. Here, mag ons nie verstrengel raak in argumente nie, maar mag ons
eerste hoor wat God sê, eerder as ons net hardop agter die mees indrukwekkende opinie of idee. Here, gee vir ons 'n filter wat gelei word deur die Heilige Gees en geondersteun word deur die woord van God. Dis hierdie genade waarvoor ek bid vir ons almal vandag. In die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, baie dankie julle inskakel. Ek sien julle môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.